zelf aan. Hier lyk dit vir my om nog mense. Is ons op die lig? Goed, baie welkom, baie dankie dat jy gekom het. Dis Dinsdag aand, baie dankie ook vir almal wat ingeskakel het. As mense wat verskoning gevra het, gesê ons sal vir julle luister, want jy weet hulle stuur en die pad is ver en is donker. So baie welkom. Weereens, as ons deur die proses gaan, vra ek om verskoning. Mense is maar, ek is altyd baie sensitief vir mense se tyd. Ek wil nie hê dat jy sê ek gaan nie meer kom nie want die ou se draad is baie lank. Jy kan dit wat ek hier leer, kan jy gerus by die huis doen op jou eie terme en jou eie tyd. Goed. So baie welkom. Ek dink ons gaan eers begin met ons lofprysing. Serena, jy kan maar sê wat gaan ons sing en daarna sal ek 'n openingsgebed doen vir ons. Naand julle? Ons gaan begin met All Over the World, The Spirit is Moving, en dan ook Deep Down in My Heart, The Spirit is Moving. Dis 'n ou, wil ek amper sê KA liedjie, ja, wat almal altyd gesing het as kinders, so. En dan gaan ons aanbiddingslied vanaand sing uit Vader, Seun, Heilige Gees, so sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing. Ons gaan vanaand praat oor die drie-eenheid van God spesifiek. So, dan het ons nou dit het ek uitgesoek. Ja, die slotlied vanaand is dieselfde lied wat ons Sondagoggend eerste gesing het, maar dit was nou net, hy pas nou vanaand by die einde, so ek het hom nou maar weer 'n keer ingesit. So kom ons sing lekker saam moet ons eers sing. Ons gaan eers sing. OK, so dan kan julle opstaan.
kom as mens op aarde, bo begrip hoe ons verstaan, is die grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Loof hom tot in ewigheid. Baie dankie. Onse Vader wat in die hemel is, dis Dinsdag en ons het kerk. En ons is besig met die Shavuot, die Pinksterfees. En ons wil meer leer. En ons wil inbeweeg en ons wil nader kom. En ons wil vervuld wees met u Heilige Gees. Ons wil kom bid, Here, dat u ons deur u Gees sal lei op hierdie pad. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4. Ons tema vir vanaand is dan die Heilige Gees self, om meer te leer oor die Heilige Gees as sulks. Galasiërs hoofstuk 4 en ons gaan lees die eerste 7 verse. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. Wonderlike metafoor hier, dat as daai ouetjie kry nog 'n pak, en hy met sy kos eet en hy met skool toe gaan, al is hy 'n volle erfgenaam. Vers 3. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese, godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur. Dis waar hy is. En in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy's nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Nou, net so 'n paar inleidende opmerkings. Hy haak weer vas. Kyk, as jy nou in die jaar 30 na Christus geleef het, en jy was in Israel, sou jy dalk die voorreg gehad het om voor Jesus se voete te kon sit. Dis nou, dalk het ek hom nie aangesit nie. Dit is nou, as daar nie 'n te groot skare was nie, dan sou jy saam met Saggeus in die boom moes geklim het, om vir Jesus te sien en te beleef. Maar nou skryf die Bybel vir ons, en soos die Heidelbergse Katekismus dit dan ook vir ons onderstreep, dit is ons troos, dat na sy hemelvaart, en daaroor het ons baie met mekaar het uitgepak en met mekaar daaroor gepraat,
stuur God sy trooster, die Heilige Gees. En dis die trooster, ons gaan later meer daaroor praat, dat hy binne in ons is, al bly jy in Gobabis. En al het jy jou voete nog nooit in jou lewe in Israel gesit nie. Nou ek is oorsensitief, dat as 'n mens nou 'n rukkie, hy bly nog vashak. As 'n mens nou al 'n rukkie was, dan ken julle al my stories, maar ek het 'n vermoede dat ek dit baie vroeg in die begin toe ek hier aangekom het, hierdie storie vertel. So dit kan wees dat jy nog nie die storie gehoor het nie, of dalk vergeet het, en ek wil vir jou net hierdie storie vertel, om vir jou te verduidelik wat dit fisies is. Dis nie net teorie nie, dis nie teologie nie, dit is die werklikheid wat ek met my eie lewe en met my eie oë beleef het. So, jammer vir die ouens wat nou die storie ken. 'n hele klompie jare gelede het ons het in Windhoek gebly en ons het net so om die draai gebly van Medikliniek. En ek was besig om te werk daar in my kantoor, toe die telefoon lui en 'n vrou uit die Kaap uit vir my bel en sê dat haar broer lê in die ICU in Medikliniek. En of ek dan nou nie 'n guns wil doen, hy's baie siek, en of ek nie daar draai gaan maak nie. Dit bly vir my verrassend toe mense by my uitkom, maar dit maak nou nie saak nie, en ek sê met groot liefde, ek sal dit doen. Die hospitaal is net om die draai, dis vinniger om te loop as om te ry, ek sal nou daar wees. En ek het aangegaan en net gou iets klaar gemaak, toe sy weer bel. En sy bel toe weer en sy sê, luister hierson, Kaapenaar praat so. Nou maar jy weet, sy's 'n onderwyseres, hulle vertel vir jou wat jy moet doen. Dis wat onderwyseresse doen. Nou sê sy vir my, ons is nou baie gepla en ons is baie geworried oor my broer wat in die hospitaal lê en hoe fisies siek hy is, maar ek weet nie of hy gered is nie. Wil jy nie vir my 'n guns doen nie? As jy daar by hom kom, dan staan jy laas sy bed en dan bid jy dat God se gees in sy gees sal inkom. En dan as dit gebeur, dan bid jy die, soos ons het destyds genoem het, die sinner's prayer, as jy iemand na die Here toe wil lei. Ek sê vir haar, mevrou, ek het nie dit geleer nie. Sy sê, jy hoef dit te leer nie. Ek sê mos nou vir jou, hoe jy dit moet maak. Ek sê, nee, maar is reg. Okay. Ek is baie gehoorsaam as 'n onderwyser praat. Nou ja, toe los ek alles net so en ek stap om en ek kom by ICU, toe het hulle nog 'n paar veranderings gemaak, maar hy het nog hier die ou meneer gehad. En ek klim teen die trap op en daar is toe nou 'n hele commotion. Daar staan 2 vroue, daar's nie 'n wagkamer, die ICU van Medikliniek het op daai stadium nie 'n wagkamer gehad nie. Jy moet nou maar daar in die gang staan of op die trappe sit. Op die trappe sit 2 kinders. Ek skat hulle die ou taal standaard 5 en standaard 6. Jy weet net hier laerskool, hoërskool, wat is dit, graad 7, graad 8, sit hierdie 2 kinders, 'n dogter en 'n seun in huil. En hier staan 'n vrou en langs haar staan nog 'n vrou en ek vra toe, is julle die persoon, 'n familie van die ou wat daar in die ICU lê? En hulle sê ja. Dis die man se vrou en dis 'n vriendin. En toe sy nou hoor ek is 'n dominee, toe hardloop die vriendin, die is toe bang iets spring op haar. So sy hardloop toe om die gaan kruip toe weg iewers daar agter 'n pilaar. Nou staan gesels ons want hulle is besig. Hulle sal ons nou laat inkom en ek sê toe vir haar, man, iemand het my uit die Kaap uitgebel en gesê ek moet nou so maak en so maak en so maak. En sy sê toe, want dit is wat hulle van onderwysers sê, moet jou nie aan hulle steur nie. Dis my man se suster en sy's 'n onderwyser en sy vertel vir almal wat hulle moet doen. So, dan kyk dit so serieus. Okay, goed.
En toe roep hulle vir ons kan ingaan, jy mag net 2 ingaan. Nou, julle moet my verstaan, dit is nou maar net, dat ek was in Tygerberg Hospitaal, ek het operasies bygewoon, sterftes gestaan. So ek is redelik gewoond aan hierdie goed, maar dit wat daai dag my getref het ek in my lewe nog nooit gesien nie, want toe ons so in die ICU instap, hy lê in een van die glaskamers, sê die suster of die matrone daar, julle moet 'n plan maak met hierdie man, want sy rekening is 1,6 miljoen. En ek sê maar, hoe moet ons hom hier uitkry? Ek weet nie wat om met hom te maak nie. Maar in elk geval, toe moet ons soos COVID goeders aantrek. Toe het hy al 21 operasies gehad. Dit is so erg dat die gare ruptuur uit die velle uit. So hy's oop. So hulle moet hom diep sedeer. Dr. Barnard moet nou sê as ek nou ons praat. Hulle moet hom nou diep sedeer sodat hy nie rond beweeg nie. Want as gevolg van die baie operasies, dit was 'n pasiënt van Dr. Thuis Greef, werk het nou nie meer nie. Nou goed, nou stap ons in en ons lyk of ons maan toe gaan en ek het daai kant gaan staan en sy vrou het daai kant gaan staan en ek sê toe vir haar, jou suster het gesê ek het beloof, so ek gaan dit doen. Nou soos 'n goeie NG dominee maak ek my oë toe, maar die antie is nuuskierig, sy loer. Okay. En toe begin ek en ek bid dat God se gees in sy gees sal inkom en hy maak sy oë oop en hy begin reageer wat nie moontlik is met iemand wat so diep gesedeer is. En die oomblik as ek ophou bid, dan gaan sy oë weer toe en dan kyk hy vir my en dan kyk hy vir haar en hy begin dis asof sy oë met jou praat en het ons die pad geloop en daar het ek vir die eerste keer in my lewe en met my eie oë gesien hoe dat God se gees en van toe af doen ek het altyd met so 'n pasiënt want jy kan nie kommunikeer nie want jy's nie daar nie maar dat God se gees in sy gees inkom en dat daar 'n werking plaasvind. God se gees in my gees. Nou is die vraag, wie of wat is die Heilige Gees wat uitgestort is? Nou, ons is nou op die vlak van wat ons noem hermeneutiek. Hermeneutiek is die vak of die situasie wat verduidelik, is dit wat ek sê en dit wat jy hoor, is dit dieselfde. Verstaan ons mekaar? Ons praat van, is ons op dieselfde bladsy? Ek kan goed onthou, dat toe ons nou my M begin doen, nou is ek 'n dominee, nou staan ek tussen hierdie mediese dokters wat nou leer, en dan is die professor daar, en hulle het ook vir my 'n wit jas aangetrek, en die arme professor, of arme ek, die professor weet nie, ek is nie 'n mediese student, ek staan ook nou maar daar met my mond vol tande, en nou moet jy leer om die taal te verstaan. Nou sal die dokter byvoorbeeld nou sê, die man het 'n kardiale infarksie gehad, hy het 'n trachykardie, en wat gaan julle vir hom gee? En hy vra dit vir my. En ek sê, ek weet nie, ek sê nou, wat soek jy hier? So sê ek is die dominee. Ek sê, solang denk ek nie my patiënte doodbid nie, want toe het ek al 'n geskiedenis, dat ek van die patiënte doodgebid het. So jy staan daar en jy hoor woorde en baie dikwels het mense die probleem dat die dokter sukkel om met jou te kommunikeer want jy wil hê hy moet so praat dat jy hom verstaan en hy het hierdie vakterme. So baie eerstejaars studente het ook die probleem dat as hulle gaan sukkel hulle verskriklik. Veral my dogter, toe sy regtig geswat het ek gesê, jy moet geduld hê met jouself, want onthou, hierdie ouens praat 'n ander taal. Nou gebeur dit dat ons gebruik gewone woorde. En dan as ek kategese gee en ek vra vir die kinders, wat beteken sonde? Dan kyk hulle vir my so. Al wat hulle weet is, jy mag dit nie doen nie.
maar ek kan nie vir my 'n definisie gee van wat is sonde nie. OK, kom ons probeer 'n maklike een. Geseënde Kersfees. Wat beteken geseën? Kom, help gou. Julle weet ook nie. So, jy hoor wat ek sê, dat jy gebruik elke dag se taal en Bybelse taal om te glo. Wat is dit? En dan skielik sit jy en jy ken die woord, jy ken die begrip, jy daarmee groot geword, maar as iemand jou daarmee konfronteer en te vra nou glo nou of seën nou of jy weet, wat is sonde, dan sukkel jy. En dis 'n alledaagse probleem. Ek bedoel, ek is ou getroud, maar kom met die verkeerde yoghurt by die huis aan. Ek het nie geweet daar's verskillende yoghurts nie. Verstaan? Of verskillende botters of verskillende kaas nie. Ek het altyd gedink kaas is kaas. So, dis wat ons noem hermeneutiek. So die vraag is, weet jy wat is die Heilige Gees? Want jy het daarmee groot geword en jy ken die woord, maar wat is dit? Wat is die Heilige Gees? Nou die naaste wat mense aan jou kan kom is, hulle sê, dit moet baie high voltage wees. Dit moet 'n verskriklike sterk krag hê, want as jy aan hom vat, slaat jy neer. In sekere kerke het gebeur dit, dat ouens slaat neer, as die Heilige Gees hulle slaat. Net soos die weerlig, né? Dat jy val om. Dis daai onsigbare elektrisiteit of energie of vibe wat in die kerk is, wat tussen Christene, sekere Christene is, en wat baie ouens het, wat net iets gebeur. Maar die moeilikheid is, wat ek ook in my PhD geskryf het, if you ask the wrong questions, you will get the wrong answers. So kom ons vra eers die regte vraag. Die vraag moet eerder wees, is, wie is die Heilige Gees? Wie? Daai foto ken julle? Daai, nee, ken hom? Dis Riblev, wat hierdie skildery gedoen het in die 13de eeu, van die 3 manne wat vir Abraham kom kuier het, en later het die Katholieke dit gebruik as 'n symbool van die 3 eenheid, baie wonderlik, en ek gaan nie alles herhaal nie, maar dit het my in my geestelike lewe, en veral in my gebedslewe, gaan sit jy daar in die 3 eenheid. So, die Heilige Gees is God self. Dis iemand, dis 'n lewende wese, om Shakespeare in die Engels te gebruik, a being, een in wese, hy is deel van die 3 enige God, dis God self wat in sy volle wese, in daai ou, in die ICU, ingekom het. Die Gees van God, God se Gees, wat in my kom. Goed, nou is die vraag, wat doen die Heilige Gees? Ek gaan net so, dat ons net op dieselfde bladsy is. Nou kyk, as ons die geloofsbelijdenis opsê, ons baie van julle ken hom my nog uit die kop uit, dan begin die geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper, so dis sy hele verduideliking oor wie God is. Hy word gedefinieer soos wat hy homself in die Bybel openbaar. Daarna, ek glo in Jesus Christus, en dan, hy kom van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, weer 'n hele verduideliking oor wat die Bybel sê oor Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Wat sê die geloofsbelijdenis daarvan? Nou, selfs. Nee, ek glo in die Heilige Gees. En dit het my nogal gepla, tot iemand my gehelp het en gesê,
Maar die Heilige Gees se hele taak en doel is om God as skepper en Jesus as verlosser te promoveer. So, ek is hier om dit wat God geskep het en dit wat hy nuut gemaak het op die tafel te sit. So die Heilige Gees wil niks anders doen as om jou bewus te maak van wie God is, dat God bestaan en dat jy 'n lewende verhouding met God die Vader kan hê. Dit het ek beleef in die tronk. As ek dit nie mis het nie, was 3 of 4 geleenthede. Nou onthou nou, die ouens in die tronk is nie engeltjies nie. Dis ouens wat jou mense doodmaak, wat jou beeste slag, wat jou plaas in die brand steek en wat jou vrou verkrag. En dis die tipe mense wat in die tronk is. En dan het ons 4 gehad. Ek dink in my tyd was daar 4 mense wat onafhanklik van mekaar gekom het en gesê het, die Here was vannag in my verskyn en hy het vir my hierdie teks gegee. En dan maak ek die Bybel oop en dan sê ek, lees vir my die teks en dan lees hy die teks. Is dit wonderlik? Ja, want hy kan nie lees nie. Dis 'n analfabeet. As jy vir hom die koerant gee of jy gee vir hom 'n tydskrif, kan hy glad nie lees nie, maar hy kan net daai teks lees. Dit het ek met my eie oë gesien. 3 manne en 'n vrou in Luderitz. Waar dan God deur sy Gees mense selfs binne in die tronk, binne in die hospitaal, binne situasies dan in 'n ontmoeting kom. En dan gebeur daar iets, 'n wonderbaarlike ding. Mense begin in tale praat, mense begin profeteer, mense begin lees en mense begin met gawes van die Gees. So, die Heilige Gees kom en maak God aan jou bekend en bring God as te ware en jou in 'n verhouding met mekaar. In die tweede plek maak die Heilige Gees jou bewus van jou eie sonde en ellende, leer die Heidelbergse Katekismus vir jou. Ek het nou die dag 'n baie mooi preek gehoor. Ek ken die ouetjie want hy was op 'n stadium in Windhoek, was hy die hoof van AEB en hulle het hom gevra, ek dink hy het gepreek in die Strand. En daar in sy teks het gegaan oor die Samaritaanse vrou en dit het my nogal geweldig aangespreek want ek het dit nog nooit so raak gesien nie. Hier kom hierdie vrou. Sy het 'n sleg geskiedenis. En wat maak sy? Sy gaan as ander mense nie daar is nie, gaan haal sy water. So, sy probeer goed doen. Sy probeer, jy kry dit geweldig baie. Hulle het vir ons ek het 'n kursus bygewoon by Moreletta Park, dis reg, by Moreletta. Het hulle vir ons as dominees gewaarsku of vir ons gesê dat hoe verder mense van God wegbeweeg, hoe groter treehakkers word hulle. Ken julle treehakker? Hy hou die bome vas. Ons moet tog nie die bome vernietig nie, of hy hou die rhinos vas, of hy eet nie dit nie en hy eet nie dat nie. Hulle word sulke natuurmense, verstaan jy? Hulle word al hoe meer goed en hulle doen wonderlike goed, want iewers binne in jou wese het jy nog 'n behoefte om goed te doen. En baie dikwels sal mense dan ook deur goed te doen probeer regmaak wat in die verlede plaasgevind het. Ek weet dis nou 'n baie sensitiewe saak, maar ek het selfs by Duitsers gekry wat met goed doen probeer regmaak wat Hitler opgemors het. En hulle het hier in hulle agterkop het hulle 'n tipe van 'n skuldgevoel.
en kry ek hulle verskriklik jammer. Ek het 'n man en 'n vrou gehad wat daar by my kom huil het. Hulle kind het leukemie gehad en was vir 'n jaar in Tygerberg Hospitaal. En skielik, onverwags kom die vraag, word ons gestraf oor wat Hitler aan die wêreld gedoen het. Nou het my kind leukemie. Want hulle vra hierdie vraag. Want hulle is amper, ek wil amper sê deur hel daarmee. Want die man is 'n boer, hy moet die bees bemark, hy moet geld hê, want dit is 'n baie duur behandeling. Die vrou is onder in die Kaap vir 'n jaar om hierdie kind te versorg. Dan wil die kind doodgaan, dan bid ons weer en so gaan dit aan. So die Heilige Gees kom en dan maak hy sonde aan jou bekend. Jy het 5 mans en die een van hulle is jou man nie. Hy openbaar die geraamtes in die kas. Dis wonderlik hoe dat mense wat die Here in hulle lewe ingekom het en die Heilige Gees begin werk, absoluut skokkend oopmaak. Net oopmaak. Ek weet ek het as jong dominee baie pak gekry daaroor, omdat ek openlik in die kerk tydens eredienste of in vergaderings gesê het, maar dis my fout en dit doen ek, en dat van die dominees my aangepraat het, sê, hoe kan die mense na jou opkyk? Ek kan onthou by een geleentheid het ek en Zandie is jong getrou, die kinders is moeilik, net sy aangetrek het, is almal vuil en vol kots en al die goed, en jy in die kerk toe gaan, en ek kom op die preekstoel na 'n groot fight, en ek sê, wie is ek om vir julle te preek, terwyl ons nou deur hierdie goed is, en toe sê hulle vir my, ons soek nie 'n engel nie, ons soek iemand wat saam met ons binne hierdie situasie elke dag is, en saam met ons hierdie pad kan loop. Die geraamtes kom uit die kas uit, die goed begin praat, en dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou werk. Weet julle hoe bevryding dit is? Weet julle wat se bevryding dit is? Ek sê altyd vir mense, as ek hulle trou en ons doen huwelikskategese, voordat julle trou, bely net al julle sondes, want ek kan nou vir julle 'n brief gee, daar's 'n auntie in die familie, wat wag, om vir die nuwe bruid die sondes van die bruidegom te vertel. En wat 'n skok dan. Ek wil nou nie te veel vat nie, in die tyd hardloop uit, maar ons het 'n domineesvriend gehad, wat in sy vorige lewe uit sy werk uitgesyp het. Hy het 'n meisie swanger gemaak. Sy lewe was onbeskof en deurmekaar, en hy kom tot bekering en hy sit saam met my as 'n groot man in die klas en leer om 'n dominee te word. Hy trou met 'n katolieke vrou wat nie glo in pille en wat ook al nie, en hy het 6 seuns in die 6 jaar wat hy geswat het. Nogal vrugbaar. Maar van die begin af het hy vir sy vrou en sy 6 seuns gesê, daar's iewers nog 'n kind. En hulle sit op 'n klein dorpie Oogies. En eendag is daar 'n klop aan die deur. En sy vrou maak die deur oop. En hier staan 'n jong man en hy sê, ek soek my pa. En sy sê, kom in, ons bid al vir 20 jaar vir jou. En hy het gedink hy gaan hulle skok en die pa se bootjie omgooi. Hoekom? Dat hy eerlik was. Oor die Heilige Gees net. En hy's 'n dominee en hulle aanvaar. Ou Win en Lou se pel van my, en daar's 'n ander ou wat ook so bietjie gecheat het, en nie bietjie baie gecheat het en goeders, en hy het so 'n Dallas houding. Julle weet wat Dallas gemaak het. Hy vind jou hele verlede uit, dan probeer hy jou blackmail. En toe gaan sê hy vir Win, en jy hou jou bek van my af, want ek weet alles van jou af. Toe sê Win, fantasties. Ek gee vir jou 'n spreekbeurt in die kerk. Want die mense wil nie glo hoe groot vark ek was nie. Want as die Here 'n vark soos ek kan red, kan hy vir jou red en die hele kerk. Kom praat. Dis die Gees van God. Hy maak dit oop. God se Gees wat binne in my gees getuig. Daarom word ek dan bewus van my geloofsekerheid. Dat ek 'n kind van God is, nie omdat ek oulik is en wonderlik is nie,
maar omdat God se Gees my skoon gewas het. En dis wat parakleet beteken. Ek het nou die dag 'n baie mooi ding gehoor, wat beteken parakleet? 'n Parakleet beteken dat as jy nou Efesiërs 6 sien, het jy die volle mondering aan van 'n soldaat. Maar die ding van 'n soldaat is, hy's net van vooraf beskerm. Hy het geen beskerming agter nie. So wat hulle doen is, hulle gaan staan as die vyand hulle aanval, gaan staan die soldate rug aan rug. En dis wat parakleet beteken. Jy cover my rug. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy cover my van alle kante, vir al my blinde hoeke, waar ek swakhede het en dalk onwetend myself in 'n ding bedaan. En dan kom hierdie Samaritaanse vrou. En dan erken sy dit. En dan weet sy, maar dis God wat my praat en Christus. En jy weet, wanneer die mense jou skandes hoor, dan sit hulle koop mos die koerante in die huisgenoot en al daai goed, want hulle love it. Dis die goed wat verkoop. Hulle skryf nie mooi goed in die koerant nie, want niemand lees dit nie. Maar as jou onderrok uithang en jou gulp is oop, dan koop almal die koerant. Verstaan jy? En dit is dan wat hier gebeur. OK. En dan is hierdie, wanneer jy in die Here oopmaak, daai veilige gevoel. As ouens moet sleg huwelike na my toe kom en sê, voor jy begin, kom my vertel eers my foute. Dan kan ons saam praat. En dan kom die Samaritaanse vrou, en dan vergeet sy haarself, en sy los alles hierdie van deure toemaak, en moenie met mense praat en praat nie met mense nie, ek bly alleen in my huis. En dan gaan sy in die strate, she couldn't care wat hulle van haar dink, en sy sê, Christus is daar. Hy het my vertel van my geraamtes. Is hy nie die een wat kom om ons te verlos nie? En dan sê Jesus, ek is die een. Die volle waarheid. En dit is wanneer herlewing plaasvind. Wanneer mense die werk van die Gees in my lewe sien, hoe dat ander mense ook dit soek en begin om hulle lewe te gee. Nou vertel iemand oor die herlewing wat daar tydens Pinksters plaasgevind het in Montetjie in die Parel Verleersdorp waar ek vandaan gekom het, maar dis hier in die 1800s. En alles het goed gegaan, behalwe die donkie. Nou, hy het gepraat van donkies, en toe vertel ou genis hier, wat buitekant boer, hy sê die donkies nie, dis in Wallis die ponies wat onder in die myne is, het opgehou werk, al probleem wat hulle gehad het met die herlewing in Wallis. Hoekom? Want die donkies werk net, hulle verstaan net vloektaal. En nou vloek die ouens hulle nie meer nie, nou weet die ponie nie wat om te doen nie. Toe moes hulle die ponies van vooraf leer om sonder vloektaal te werk. Baie interessant. Goed, dis wat die Heilige Gees doen in mense se lewens. Hierdie hertjie, ek gaan nou 'n bietjie leen by hom, daai fotootjie daar, het die storie vertel, want hierdie sendelinge en ouens het al mooi stories. Van in hierdie herlewingstyd was daar 'n baie populêre veldprediker of 'n rondreisende prediker, en die ou het 'n bietjie baie gewerk en het 'n bietjie uitgebrand en hy wil 'n bietjie gaan vakansie hou, en dan dit gebeur met my ook, en dan kom hy by 'n herberg en die herbergier herken hom, en dan sê die herbergier, want dis wat gebeur as 'n herlewing uitbreek, jy gaan nie hier uit voor jy nie vir ons gepreek het nie. Jy moet eers vir ons die woord bring. En toe sê hy ok, ek sal dit doen op een voorwaarde, almal moet daar wees. Hy kry toe almal by mekaar
en toe begin die prediker en hy sê, is almal hier? Toe sê hulle, almal is hier, behalwe een vrou, maar sy is in die kombuis, sy werk met die stoof en maak die stoof, sy's pikswart van die roet en so aan, en sy voel nie om te kom en toe sê hy, dis my voorwaarde almal. En toe het hierdie vrou pikswart van die roet, sit sy nou maar daar agter, sy hoort nie eintlik in 'n kerk nie, jy weet, ryk nie lekker nie, lyk nie lekker nie, en dan sit sy, en dan begin sy borstel, sy eet hierdie woord wat hy gee, en dan begin sy bly agter, en sy praat met hom, en dan sê hy vir haar, ek sien dat die Gees van God met jou werk, maar jy's nog nie op die punt om 'n oorgawe te maak nie. Ek gaan nou weg en dan gaan ek later weer terugkom. Al wat jy nou moet maak is vir die volgende 14 dae, bid jy net hierdie een gebed. Here, openbaar myself aan u, soos u my sien deur u oë. Maak dit aan my bekend, hoe sien God my? Na 14 dae kom hy terug en hy is nuuskierig, hy vra vir die herbergier, hoe gaan dit? Hy sê, hulle kan met hierdie vrou nie huishou nie. Sy kan nie werk nie, sy huil, sy is te mekaar, sy is depressief, sy is totaal siek. Haar kop het haar gelos, sy is heel te mekaar. En toe gaan hy weer na haar toe en hy sê, goed, ek sien dat die God werk met jou deur sy Gees. Nou gaan jy en jy bid, Here, openbaar u self aan my. Wie is u? En die storie wil dit hê dat jare daarna, toe kom 'n baie netjiese vrou en mooi aangetrek en die gesig blink na hom en sê, herken jy? En hy sê nee. Toe sê sy, ek is daai vrou. Want toe sy God ontdek, is sy gesond. Wat is die inwoning van die Heilige Gees? Wanneer God in sy volle Gees in jou inkom, dan sê Romeine 8 vers 9, dit is nou nie net Jesus wat daar sit op 'n klip en jy probeer aan sy soem raak of aan sy voete raak of sy voete salf of net in sy teenwoordigheid is nie. God is nou in my. En sê Jesegiel 36, ek kry 'n nuwe hart en 'n nuwe gees en hy lei my, soos ons al gisteraand bid het, hy lei my deur die Heilige Gees, waarvoor ek moet bid, wat moet ek doen onder sekere omstandighede, hoe ek hom moet aanbid, hoe ek moet glo, hoe ek my siekte en hoe ek met my situasie moet hanteer. Romeine 8, die Heilige Gees getuig saam met my, dat ek aan hom behoort. En is dan, wanneer die Samaritaanse vrou haar kruik net so los, sy het nie meer nodig om vir die wêreld te bewys, daar is iets goeds in haar nie. En sy hardloop terug, en sy steek niks weg nie, en sy sê, sy getuig oor dit wat sy gedoen het, die Here het dit aan my openbaar, hy weet van al my geraamtes in die kas. En hy doen dit nie om vir my, Johannes 3 vers 17, is een van die mooiste tekste, veral in die ou vertaling. Dit was my intree preek by die gevangenis, want hy klink net so 16, ek het dit al met julle gedeel. 16 sê, ou vertaling, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 17 klink amper dieselfde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, nie om die wêreld te veroordeel nie. Nie om vir jou te kom vertel hoe sleg jy is nie, maar om jou te kom red. Jy kan jouself vergeet, al die bekommernis in die mooi kant voorhou, en jy begin jouself vergeet, en jy wil dit wat jy ontvang het, wil jy deel met ander,
verlore gaande siele. Ek wil afsluit met een groot kritiese vraag. As die Heilige Gees dan nou hier is, as die Here dan die Heilige Gees uitgestort het, hoekom is my lewe so kragteloos? Hoekom sien ons nie die Gees van God in mense nie? As God dan die Heilige Gees oor gelowiges uitgestort het, hoekom is die kerk so kragteloos? Hoekom sukkel ons so? Hoekom is hierdie kerk nie vanaand gepak nie? Ek praat nie net van lidmate nie, maar mense wat in beweging is, in geestelike beweging. Ek het lank geworstel by hierdie ding, en COVID het my dit geleer. Ons haal nie asem nie. Ons haal nie ordentlik asem nie. Vra vir Serena, hoe sukkel sy met my? Ek haal nie asem nie. Wat gebeur? Die suurstof is daar. Maar ek is lui. Ek haal nie eers 'n persentasie van die kapasiteit van my longe nie. Dis hoekom ons aan longsiektes doodgaan en die slyme sit vas en die longe raak lui, want ons haal nie asem nie. Dit sal die mediese vir jou leer, en dis dieselfde ding van die geesteslewe. Die Heilige Gees is daar, God gee dit, maar ek dobber net so om te oorleef. Ek het nie hierdie, het jy al agtergekom, al goed vir my lekker diep asem, en nog 'n bietjie, kyk hoe baie kan jy nog. Dis hoekom ons so armoedig is aan suurstof, aan asem, en is nie verniet dat die Heilige Gees met die wind aan ons verduidelik word nie. Om diep asem te haal en die Gees van God elke oggend. Benny Hinn het 'n boek geskrywe, nie dat ek alles saamstem nie, hy het gesê, Good morning Holy Spirit. Om lekker voor die venster daai diep asem van die suurstof ruik en die suurstof in jou longe op te neem om gesond te word. En dis wat ons gaan probeer doen. Goed, ek weet nie, ek gaan Facebook maar aan, of ja, kom ons hou hulle aan. Soos ek sê, as ek te vinnig gaan, vra ek om verskoning. Nie almal is gewoon daaraan nie, maar kom ons kom in die oefening. Ons gaan so 'n bietjie, ons gaan 5 gebede doen, ek gaan dit nie op die bord skryf nie. Jy gaan sit weer met jou voete op die grond, lekker, en word bewus die hele tyd van jou asemhaling. Lekker diep asemhaal, nee, die hele tyd. Word bewus daarvan dat die hele kerkgebou is vol suurstof, is vol van die Heilige Gees wat God uitgestort het. Ek wil hê jy met jou oë toemaak en word bewus van God se teenwoordigheid. Word bewus van die Heilige Gees wat in hierdie vertrek is en wat God uitgestort het en vir jou gee. En jy vat net in wat jy vat. Die tafels is vol kos, maar net dit wat jy eet neem jy in. Die wêreld is vol suurstof, maar net die bietjie wat jy inasem. Dis in die longe. Ek wil net eers sê, ons gaan daarby kom, ek wil net hê jy moet bewus word van God se teenwoordigheid en sy Heilige Gees wat hy uitgestort het, sodat jy gevul kan wees met die Heilige Gees. Word net bewus daarvan. Moenie nou vreeslik bid nie. Word net bewus van wie God is, wie die Heilige Gees is.
Die Bybel leer ons dat op die Pinksterfees het daar 120 mense bymekaar gekom. En toe is die Heilige Gees oor almal uitgestort. Nie net die disippels nie, nie net sekere uitgesoektes nie, nie net die wat 'n sekere slaagpersentasie glo, 50%, 60% nie. Die Heilige Gees is oor almal uitgestort. As God vanaand sy Heilige Gees op hierdie Pinksterfees kom uitstort, is jy hier? Is jy hier? Is jy deel van die volheid van God? Jy hoef nie uit te hardloop en buite suurstof te loop soek nie. Jy hoef nie eers deur 'n sekere hoeveelheid te gaan en dinge, prosesse deur te maak om iewers die Heilige Gees te gaan soek nie. Die Heilige Gees, as ek die Bybel reg verstaan, word uitgestort waar mense saamkom in die Pinksterfees. Ek wil hê dat jy bewus word daarvan dat jy in hierdie Pinksterfees in hierdie gebou saam bymekaar is en kwalifiseer vir die uitstorting van die Heilige Gees. Word deel daarvan. Vat dit. As jy my storie glo en jy dit mooi onthou, was hierdie man gesedeer in die ICU. Ek neem aan hy het nie tot bekering gekom nie, want dan sou sy suster nie daaroor bekommerd gewees nie. Hy kon nie met my praat nie. Hy kon nie vir my sê, bid vir my nie, hy kon nie daar in woorde, kon hy nie met my praat, sy sonde bely, en doen wat 'n mens doen as jy jou lewe vir die Here gee nie. Dink aan die man in die kruis. Hy is nie gedoop nie, hy het nie sonderskool beleef nie,
Hy was nie eens in die kerk nie. Hy hang in die kruis as 'n straf. Hierdie man lê in die ICU. Maar wanneer iemand kom en bid, dat God se gees in sy gees inbeweeg, dan gebeur daar iets. Wat gebeur hier as jy melk en koffie gooi? Dan meng dit. Medisyne of medikasie wat jy drink is kombinasies van verskillende vitamines en produkte. Ek wil hê jy moet bewus wees van God se gees wat in jou gees inkom en dit word heilig. Wees heilig want God is heilig. Word nou bewus daarvan en maak jouself oop, al lekker diep asem, dat God se gees in jou gees kan inkom en maak plek. As jy wil baie suurstof inneem, maak oop die longe, maak oop jou gees. Al daai goed wat jy probeer wegsteek, al daardie skuldgevoelens, al daardie ek is nie goed genoeg nie. Ek is maar net 'n Samaritaanse vrou. Ek het 5 mans gehad. Ek was daardie een wat almal gespot het en geboelie het. Ek het foute in my lewe gemaak. Maak oop. Blaas daardie ou koolsigas uit. En God kom en hy bring sy gees in jou gees. Toe ek hier in Gobabis aangekom het, het ek jou geleer om asem te haal, om geestelik asem te haal. Ons aanbid God, wat in Genesis genoem word, Yahweh. Yahweh. Hy word, dis 'n woord wat jy nie eintlik jou lippe op mekaar sit nie. Yahweh. Yahweh. En die laaste asem wat jy gaan uitblaas as jy doodgaan, is dit wat oor jou lippe kom, Yahweh. Ek weet dit is embarrassing dalk vir jou, dis vir jou vreemd, maar ek wil hê dat jy moet begin om God te asem. En jy gaan dit doen met jou inasem. Begin om God se naam in te asem, in te neem. Jy kan dit baie saggies doen as jy skaam is dat die mense langs jou hoor. Kom ons haal asem.
hoor niks. En nou wil ek hê dat jy bid, dat God jou met sy gees sal vul. Haal vir my lekker diep asem, dat jy bewus kan wees van hoeveel kapasiteit jou longe kan vat. En hoe die gees van God jou kan vul en plek maak, sodat God se gees in jou gees kan inkom. Nou gaan ons bid, Here, Jesus, vul my met u gees, sodat u gees en my gees een word. God in my. Onse Vader wat in die hemel is, die enige God. Die woord leer vir ons dat die gees van God is soos die wind wat waai. Jy weet nie waar kom hy vandaan en jy weet nie waar hy gaan nie. Jy kan hom nie sien nie, maar jy weet dat jy weet dat jy weet. Ons leer in die woord dat die apostels en mense, Ananias het die hande opgelê vir Paulus, sodat hy met die gees van God gevul kan word. En wat hy gedoen het, die briewe wat ons lees, Galasiërs wat ons lees, die wonderlike werk wat Petrus gedoen het, selfs Samaritane wat niemand die Jode nie van gehou het nie, hierdie vrou met haar 5 mans en haar stukke geskiedenis, dat u gees uitstort oor ons, want u wil hê ons moet verlore gaan nie, maar dat ons sal uitgaan en disippels maak en gebabes tot herlewing kan bring. Daarom kom bid ek nou, dat u gees sal uitstort oor elkeen wat vanaand hier is, oor hierdie kerk, oor elkeen, hoe oud, jong, sukkel met geloof, sukkel met goed, Here, dat u gees ten volle oor ons kan kom, sodat ons in die volheid van die Heilige Gees kan lewe. Kom ons staan en ons sing bidend, Gees van God, wat in my woon, sing het in geloof. Gees van God wat in my woon, breek die wond vir my. Gees van God
genade van ons Here Jesus Christus, wat jou skoon was deur sy bloed, die liefde van God, wat sy hele alles, sy hele erfenis vir jou gee, of jy slaaf is of 'n kind is of vasgevang is, en die Heilige Gees, wat gemeenskap met jou, een vlees, een in gees met jou is. Stap saam met jou huis toe. Amen. Baie dankie julle, sien ons môre. Baie dankie, kom ons gaan eet sop, daar's mense vir ons voorberei. Baie dankie.